Broeder en suster, baie hartlik welkom vanmôre by ons tweede deel van ons Pinksterreeks hierdie week. Wat 'n wonderlike voorreg om boodskappe uit die boek van Handelinge in hierdie week te kan behandel. En ons tema vir hierdie week is Hoop uit Handelinge, waar ons kyk na die uitstorting van die Heilige Gees en die baie groot impak wat dit in talle mense se lewens gehad het. Dankie dat u vanmôre inskakel. My bede is dat die Here vandag vir ons almal ryklik sal seën en dat hierdie boodskappe ons in die geloof sal versterk. Voordat ons vanmôre begin, kom ons bid eers saam. Dierbare Here, aan U kom toe alle lof en eer en aanbidding van ons harte. En ons loof U as die enigste ware God, 'n drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Baie dankie Here dat ons in hierdie Pinkstertyd van die kerklike jaar die uitstorting van die Heilige Gees kan herdenk. Here, wil U in ons harte werk in hierdie tyd en U woord aan ons bekend maak en deur U Heilige Gees kragtadig in ons lewe werk, sodat ons lewens U kan verheerlik en dat ons kan gaan doen wat U van ons vra. Seën vanmôre se boodskap vir ons en open nou ons harte, sodat ons kan luister na U woord. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Liewe vriende, ons gaan vanmôre saam lees uit die woord van die Here, uit Handelinge hoofstuk 1, en dit is vers 8. En dit is die woorde van Jesus, net voor sy hemelvaart. En dan gaan ons bietjie later ook vanmôre stil staan, by dit wat ons geleer het in Handelinge hoofstuk 2. Kom ons kyk eers na dit wat Jesus vir ons gesê het in Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Net tot sover. Liewe vriende, die Heilige Gees is op Pinksterdag uitgestort. Daar in die bovertrek waar die disippels bymekaar was. En daar het 4 vlamme op elkeen van hulle koppe kom rus en die hulle is vervul met die Heilige Gees. En dan lees ons onder andere in Handelinge hoofstuk 2 hoe Petrus en van die ander disippels uitgegaan het in die strate van Jerusalem en op 'n kragtadige wyse die woord van God verkondig het aan alle mense van Jerusalem. Nou, as ons na die lewe van Petrus kyk, dan weet ons dat hy eintlik 'n baie kontroversiële persoon was. Hy was baie impulsief. Dit is hy wat sy visnette net daar in die water gelos het, toe Jesus hom en sy broer Andreas geroep het as disippels. Dit is hy wat ook van die skuit afgeklim het en op die water geloop het toe Jesus op die water na hulle toe aangeloop het. En hy wou dit ook doen. Dit is hy wat meer as een keer ook uit sy beerd uit gepraat het. Dit is hy wat die soldaat se oor afgekap het daar in die tuin van Getsemane. Petrus was ook die een wat weggehardloop het van Jesus af, toe Jesus daardie aand gearresteer is. En hy het Jesus ook 2 keer verraai, of 3 keer verraai. Liewe broeder en suster, as 'n mens na die lewe van Petrus kyk, dan besef 'n mens dat Petrus eintlik tipies van ons as mense is. Mense wat nie altyd doen wat van hulle verwag word nie. Maar in Handelinge 2 kry ons weer vir Petrus, daar by die uitstorting van die Heilige Gees en daar waar die evangelie van redding vir die eerste keer aan mense verkondig is. En hy spreek toe die skare toe en hy doen dit met soveel oortuiging en met gesag en met krag. En hy getuig oor Jesus Christus wat hy leer ken het, maar wat hy ook verraai het. Die mense luister aandagtig na hom. En hulle kan amper nie glo dat dit dieselfde mens is nie. 'n mens wat jy met
bewondering na toe kan opkyk. En hulle wonder by hulle self, wat het gebeur in hierdie man se lewe? En ons kan dalk ook vandag tereg dieselfde vraag vra. Wat is die verskil tussen die Petrus voor Pinkster en die Petrus na Pinkster? Wat het gebeur? Watter verandering het daar plaasgevind? Die dag toe Jesus Christus na die hemel toe opgevaar het, liewe broeder en suster, het hy aan sy disippels die laaste opdrag gegee. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, leer hulle alles wat ek julle beveel het, en gaan doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Maar hy het ook vir hulle die opdrag gegee, bly daar in Jerusalem, totdat die Heilige Gees uitgestort sou word. En dit het dan ook so gebeur. En daardie dag het die Here Jesus vir hulle gesê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Handelinge 1 vers 8. Liewe broeder en suster, ons weet dat hulle almal vervul is met die Heilige Gees, daar op daardie Pinkstersondag. En die oomblik toe die Heilige Gees besit van hulle lewe geneem het, was niks meer dieselfde nie. Hulle was vernuwe, hulle was verander, hulle was bekragtig, hulle het met oortuiging die strate ingegaan en die boodskap van redding deur Jesus Christus aan die hele wêreldse mense verkondig. Op 'n verrassende manier het die Heilige Gees in hulle gewerk. En hulle het inderdaad baie groot werktuie in die hand van die lewende God geword. Die Heilige Gees het hulle binneste verander. Die mense wat geluister het na hierdie boodskappe van hulle, is ook verander deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees het die ongeloof weggeneem en hy het geloof in hulle harte ingeplant, sodat hulle vir Petrus en die ander disippels gevra het, wat moet ons doen, broers? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat julle doop in die naam van Jesus Christus. Daar moet 'n verandering plaasvind, waar die Heilige Gees in mense se harte werk. Broeder en suster, die Heilige Gees werk ook in ons harte, as kerk van Jesus Christus en as ware gelowiges. Want Pinkster was nie net vir die disippels destyds en nou is dit klaar nie. Dit was vir die hele kerk van Jesus, oor alle eeue, oor die hele wêreld, vir alle volke, tale en nasies. En God is steeds aan die werk, ja ook vandag in ons moderne tyd waarin ons lewe. Soos God met Petrus hulle gewerk het destyds, so werk hy ook in ons as gelowiges vandag. Om Pinkster te vier sonder verwagting is absoluut sinloos. Om Pinkster bloot maar net 'n dag as 'n dag te sien waarin die Heilige Gees uitgestort is ook nie reg nie. In Petrus se boodskap, daar op daardie Pinksterdag, leer hy dit, dat dit eintlik 'n verkeerde verwagting is, dat dit Pinkster net daar moet bly. Ons ontvang nie net die Heilige Gees in ons lewe nie, broeder en suster. Die Heilige Gees kry ook meer van ons. Hy neem ons lewe in besit. Hierin het Petrus sy gehoor op Pinksterdag ook dan gelei. En daar was 'n vraag van die gehoor se kant af van Petrus. Wat moet ons doen, broers? Handelinge 2 vers 37, nadat hulle hierdie wonderlike boodskap gehoor het. Die Gees het gewerk. Hy het hulle oortuig. Hy het hulle hierdie vraag laat vra. En Petrus was gereed met die antwoord. Bekeer julle en laat julle doop in die naam van Jesus Christus. En God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Innerlik, broeder en suster, moet daar 'n verandering van gesindheid kom. Bekeer julle. En uiterlik moet daar 'n belydenis kom wat met 'n handeling opgevolg moet word as 'n simbool van vergifnis wat ons ontvang het.
In hulle geval is dit met die doophandeling bevestig. En hulle neem die besluit en hulle staan op. En dan volg die mooiste belofte: julle sal die Heilige Gees ontvang. Handelinge 2 vers 38. Broeder en suster, hierdie geesvervulde Petrus het met soveel vrymoedigheid opgetree destyds in Pinkstertyd. En daardie vrymoedigheid het die Heilige Gees gebruik om mense na Jesus toe te lei en mense tot bekering te lei en duisende mense tot by die kerk van Christus te lei. Jesus verander vandag nog ook mense se lewens. En hy doen dit deur die kragtige werk van die Heilige Gees. En hy gebruik vir my en vir jou as sy kinders vandag. Die Heilige Gees het destyds 'n hele gemeenskap verander, 'n hele dorp verander, 'n hele land verander. Daardie mense wat die prediking van Petrus op Pinksterdag gehoor het, was brandende vir Jesus en hulle het verder gegaan, hulle het deel geword van die kerk. Hulle het gawes van die Heilige Gees ontvang en hulle het ook gaan getuig. En so het die kerk van Christus versprei en die woord van Christus versprei oor die hele wêreld heen. Vandag werk die Heilige Gees ook in my en jou lewe. En hy gebruik ook vir my en jou om die woord van redding, verlossing en bekering met mense te deel. Wat doen jy vandag om hierdie boodskap met mense te deel? 'n Christen kan nooit wegkruip nie. 'n Christen kan nooit vrees in hulle lewe koester nie. 'n Christen moet met vrymoedigheid met mense praat oor wat in sy of haar hart leef. En 'n Christen moet die kerk van Christus bou. En 'n Christen moet 'n verskil maak in hierdie wêreld, want die Heilige Gees bekragtig jou om dit te doen. Nou vandag, liewe vriende, op hierdie pragtige dag, roep die Here ons ook op om na ons eie lewe te kyk. Petrus bly ons voorbeeld. Jesus is ons grootste voorbeeld. Hy het nooit teruggedeins om die koninkryk van God te bou en die evangelie te verkondig nie. En ons word toegerus om dit te kan doen. Ek en jy moet die Heilige Gees en die drie-enige God vertrou om dit in ons lewe te doen. En hy wil dit in jou lewe doen. En daarom wil ek jou vanmôre uitnooi, kom na Jesus toe. Vra hom om deur sy Gees in jou te werk, om jou te bekragtig, om die regte woorde in jou mond te lê, om jou uit te stuur as 'n getuie vir God, en om kragdadig in hierdie wêreld vir hom te werk. En die Here sal dit ook doen. Mag sy Heilige Gees jou daartoe vandag lei, en ek glo dat vandag se boodskap ook vir jou tot seën sal wees. Môreoggend gaan ons verder met die derde deel van ons reeks. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre so wonderlik toegerus kon word vanuit u woord. Dankie vir die kosbare werk van die Heilige Gees in ons lewe. Here, dat hy ons innerlik verander en dat ons tot bekering kan kom en dat ons brandende vir Jesus kan wees. Maar dankie dat hy ons uiterlik ook uitstuur die wêreld in en dat hy ons gawes gee van die Gees en ons met vrymoedigheid die wêreld instuur om met mense te praat. Doen dit ook vandag in elkeen van ons se lewe en bevestig hierdie boodskap in ons harte tot geloofsversterking. In Jesus Christus se naam bid ons dit uit dankbaarheid. Amen. Vriende, baie dankie, tot môreoggend.